koud! Hallo julle, welkom by vanaand se diens. Vanaand is Pinksterfees, so ons gaan vanaand vier. Ek kan nie wag om te sien wat gaan gebeur nie. Vir jou wat nog nie die link geshare het nie, gaan uit. Share dit vir iemand, dan kom jy dadelik weer terug. Vir julle wat nog nie gelike het nie, daaronder smash die thumbs up button. Ons wil sien dat julle ons support. En vanaand in die comment section chat saam met ons. Dit gaan 'n awesome tyd wees. Dit gaan soos 'n party wees. Maar voordat hierdie amazing diens gaan begin, gaan Hilton gou vir ons open. Hallo Flame, kom ons bid saam. My dierbare God en Hemelse Vader, liewe Here, kom vanaand tot U, liewe Here, en ek wil sê net dankie, liewe Here, vir alles wat U vir ons doen, my Hemelse Vader. Dankie, liewe Here, dat U aan die kruis gesterf vir sondes, my Hemelse Vader. Liewe Here, dankie, my Hemelse Vader, dat ons online kan neerhou, my Hemelse Vader. Liewe Here, dat dit baie kinders bereik, my Hemelse Vader, en ons sê dankie daarvoor, my Here. Dankie vir al die seëning en genade, my Hemelse Vader. En liewe Here, ek bid vir elke kind, liewe Here, wat nou hierdie video kyk, liewe Here, dat hulle ore en oë sal oopgaan, my Hemelse Vader, liewe Here, dat U dit sal seën, my Here. En liewe Here, dat hulle U woord sal ontvang, liewe Here, en dat dit baie vir hulle sal beteken, my Hemelse Vader. Liewe Here, dat hulle nooit, liewe Here, hulle hand sal laat gaan nie, liewe Here, dat hulle altyd U woord styf sal vashou, liewe Here, dat hulle nooit af die pad of sal verdwaal nie, liewe Here, dat hulle op die pad sal bly, my Hemelse Vader, liewe Here. Liewe Here, en ek bly die bloed van Jesus oor vanaand se diens, my Hemelse Vader, liewe Here, that no works of the devil shall prosper, Lord. En ons wil net sê dankie, liewe Here, vir alles wat U vir ons doen, liewe Here. En ek bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Dankie Hilton. Vir die wat nie laasweek se diens gesien het nie, dit was 'n awesome diens, dis wat julle gemis het. As jy dit nog nie gaan check het nie, gaan kyk asseblief, support ons. En julle, ons het 'n awesome challenge gehad laasweek. Ons moes kyk hoeveel keer David sy hemp verander het in die video. Vir die wat nie weet nie, hy het 5 keer 'n ander hemp aangehad. Kan jy dit vertel? Maar ons het 'n wenner van daai challenge en die wenner was dit was Keisha. Kan julle dit oor vertel? Amazing, awesome Keisha, ons sal jou prys by jou uitkry. Maar die week het ons nog 'n amazing challenge. Nou moet julle luister, né? Die challenge is, julle moet uitkyk vir Disney se gunsteling chef. Kyk hoeveel keer hy in ons diens vanaand opdaag. Tel vir ons en laat weet ons in hierdie nommer. En dalk staan julle 'n kans om die volgende amazing prys te wen. En nou is dit tyd vir die game. Ek hoop julle is gereed. Ons gaan nou oor aan Wian. Hallo julle, my naam is Wian en vandag doen ons die Is dit real of is dit fake part 2. Dit is hoe dit werk. Ons gaan vir jou 2 prentjies gee wat presies identies dieselfde gaan lyk en jy gaan moet sê wat se een is real en wat se een is fake. Kom ons kyk hoeveel kan jy reg kry.
Wow, ek kan nie glo 'n paar van daai is eintlik waar of vals. Ek kon nie eers sien nie. Maar wag tot die einde van hierdie video om te sien wat sien links of regs werklik waar was. Nou vir die kunstige mense in ons jeug, as julle kan teken, asseblief stuur dit vir ons. Ons wil dit graag sien en ons wil dit dalk volgende week in ons video gebruik. So dit beteken julle moet volgende week kom kyk. Nou gaan ons 'n amazing worship hê. Maar voordat ons worship, het Sandra vir ons 'n getuienis hoe die Here haar genees het. Wow, kom ons kyk. Hi, ek is Sandra Mente en vandag wil ek graag my storie share vir julle. 'n jaar terug het 'n hokkiebal my knie getref en dit het 'n skeer aan die binnekant. Ek moes operasie gaan doen het. En die pyn het net vererger elke liewe dag. Die pyn het nou gegaan tot 'n jaar. Vrydag het ek dokter toe gegaan en gesê my knie is skeef. Soos wat hy bedoel is my knie is verkeerde kante om. En dis wat die pyn veroorsaak. En die pyn het so vererger en hy weet nie meer wat's fout nie. So ek moes MRI scans gaan vat het. En ek het gehoop en bid dit sal goeie nuus wees. En vandag het die dokter gebel en gesê hy sien niks op die scans, my knie is reguit. En wow, sis, my knie is gesond. Sis, ek kan nou sport doen alles. Ek's gesond, my knie. Ja, ek wil net my storie vir julle share. I was nowhere, you came to my rescue. From the grave I've been raised. When I needed a savior to save me, Jesus, you made a way. I was blind, but these eyes have been opened. Now I walk in the light. Every step on this road I will follow. Jesus, you made a way. You are the way. You are the way. Lost and dead, but your love came to find me. Jesus, you are the way. You are the way. You are the way. You're the light shining bright in the darkness. Jesus, you are the way. Jesus, the only way. All my days are secure in your promise, never standing alone. You're the truth, you're the life, you're my future. Jesus, you made a way. I'm alive in the love that you give me, free to dance once again. You will lead me from glory to glory. Jesus, you made a way. You are the way. You are the way. Lost and dead, but your love came to find me. Jesus, you are the way. Oh, Jesus, the only way. You are the way. You are the way. You're the light shining bright in the darkness. Jesus, you are the way. You are the way. You are the way. Lost and dead, but your love came to find me. Jesus, you are the way. You are the way.
breaks the bow and bends the spear, tells the wars to cease. Almighty One of Israel, you are on our side. We walk by faith in God who burns the chariots with fire. Lord of hosts, you're with us in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. Oh, where else would we go with the Lord of hosts? Oh, God of Jacob, fierce and great, you lift your voice to speak. The earth it bows and all the mountains move into their sea. Oh Lord, you know the hearts of men, still you let them live. God who makes the mountains melt, come wrestle us and win. Oh God who makes the mountains melt, come wrestle us and win. Lord of hosts, you with us in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. Oh, where else would we go with the Lord of hosts? The oceans roar, you are the Lord of all, the one who calms the wind, waves and makes my heart be still. Though the earth gives way, the mountains move into the sea, the nations rage. I know my God is in control. The oceans roll, you are the Lord of all, the one who calms the wind and waves, makes my heart be still. Though the earth gives way, the mountains move into the sea, the nations rage. I know my God is in control. Lord of hosts, you're with us in the fire, shelter in the storm. Through the fiercest battle, oh, where else would we go? You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I will call upon your name.
Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, do you believe it tonight? Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine, Jesus. Dankie Here vir nog 'n awesome aand wat ons by mekaar kan wees, dat ons by mekaar kan wees om U naam te aanbid en om groot te maak. Soos wat ons nou net gesing het, Spirit lead us where our faith is without borders. Help ons Here om dat ons geloof so sal wees sonder enige perke. Dankie dat ons sal gelei word deur die Heilige Gees. Heilige Gees werk vanaand in elke huis wat vanaand hierdie diens kyk. Dankie dat U in ons harte is, dat U in ons gedagtes is, dat U die woord sal oopmaak. Dankie dat ons 'n soeke sal hê om meer van U te wil hê. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Amen. Hallo Flame, dit is so lekker om weer saam met julle te kan wees vanaand. Ek is excited want dit is Pinksterfees. Pinksterfees beteken
partytjie, want fees is 'n partytjie. En ons hou vanaand heerlike Pinksterfees. So ons gaan 'n bietjie gesels, wat is Pinksterfees? Wat het gebeur op Pinksterfees? Hoekom vier ons Pinksterfees en hoekom het hulle Pinksterfees gevier in die Bybelse tyd? Nou maar voor ons by die woord kom, het die graad 11's 'n awesome video gemaak. Hulle het besluit dat hulle gaan saamwerk en 'n video maak. En ek dink nogals dit is pretty cool. So hier is die video van die graad 11's. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. Dankie graad 11's vir julle awesome video. Ek wil al die ander grade uitdaag. Dit beteken graad 7, 8, 9, 10 en 12's met die jong volwassenes. As julle dink julle is so cool soos die graad 11's, maak 'n video. Ons wil dit graag feature in ons volgende diens. So stuur vir ons en organise bietjie ietsie daarso wat ons kan sien hoe cool is julle. Pinksterfees. Wat is Pinksterfees? Waar kom dit vandaan? Nou Sondag vier ons Pinksterfees. Pinksterfees is 10 dae na Jesus opgevaar het hemel toe. Kan julle onthou ons het verlede week Hemelvaart gevier? As jy nie die diens gekyk het nie, gaan kyk op ons YouTube channel. Dit is daar het ons Hemelvaart gevier. En Jesus het vir die disippels gesê, gaan wag in die bofortrek want ek stuur vir julle 'n nuwe belofte. Ek stuur vir julle 'n belofte, ek stuur vir julle 'n nuwe helper, ek stuur vir julle 'n nuwe trooster. Gaan wag in die bofortrek. En hulle het gewag, 10 dae het hulle gewag en Pinksterfees het aangebreek. Nou, ons lees in Handelinge 2 vanaf vers 1. Hy sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. Pinksterfees. Nou, Pinksterfees is een van die feeste wat die Israeliete gevier het. Die Israeliete het 7 feeste gehad, wat hulle moes gedoen het, wat hulle moes gevier het deur die jaar. En Pinkster was een van die 7 feeste. En dit was ook een van die 3 groot feeste wat plaasgevind het, wat hulle 'n reisigersfees of 'n pelgrimsfees genoem het. Nou, pelgrimsfees beteken, dit is wanneer, maak nie saak waar jy is oor hierdie aardbodem nie, moes julle almal bymekaar gekom het in Israel, in Jerusalem. Want almal moes na die tempel toe gegaan het. So dit is een van die feeste waar almal bymekaar gekom het. En dit is die rede hoekom daar so baie mense op Pinksterfees in Jerusalem was. Want dit was 'n pelgrimsfees geweest. So hulle het na die pelgrims, hulle het na Jerusalem toe gegaan en hulle het natuurlik daar gaan offer. Nou, hulle het die oesfees, hulle noem dit die koringoesfees, het hulle gedoen. So hulle het gaan offer aan God al hulle eerste oes wat hulle gekry het. En natuurlik het hulle ook gevier die dag toe God vir hulle die wet gegee het by die berg Sinai. Nou, Pinkster het hulle, eers was die woord gewees, die fees van weke, en dan noem hulle dit ook die Pinksterfees. Nou, Pinkster se Griekse woord word vertaal na wat is 50 of die 50ste dag. So basically is Pinksterfees beteken dit 50 of 50ste dag, want dit is 50 dae na Jesus se opstanding uit die dood uit. 50 dae na Paasfees is dit Pinksterfees. So hierdie ouens het bymekaar gekom in Jerusalem en hulle het die Pinksterfees gevier. En nou lees ons verder dat hy sê, terwyl hulle nou almal eendragtig, dit is nou die disippels wat in die bofortrek gewag het, terwyl hulle almal eendragtig bymekaar kom, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En almal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Wow, hier gebeur iets, terwyl hierdie ouens besig is om by mekaar te wees, en hulle is besig om te bid, en hulle soek die Here, kom die Heilige Gees ewe skielik, met 'n rukwind in daardie vertrek in, en die Heilige Gees vervul hulle almal begin in verskillende tale te praat, soos wat die Here dit vir hulle gee. En dit is wat gebeur het op Pinkster.
en Pinksterfees word vervul. En daarom vier ons nie meer Pinksterfees soos wat hulle dit gedoen het in die ou dae nie, maar ons vier Pinksterfees nou, omdat dit die dag is wat die Heilige Gees uitgestort word op die disippels, op Godse mense. Nou die Heilige Gees is altyd hier by ons. En ek gaan nie baie gesels oor die Heilige Gees, want bietjie later in die jaar het ons 'n spesiale diens saam met Living Ball wat ons in diepte ingaan oor die Heilige Gees. So moenie dit mis nie, kyk uit vir later in die jaar wanneer Living Ball by ons gaan kom kuier, wanneer hulle die rugbyballe en netbalballe uitdeel en dan een van die onderwerpe waaroor ons gesels is dan die Heilige Gees. So die Heilige Gees is ons wil die Heilige Gees verstaan. As jy wil weet van die Heilige Gees, dan moet ons gaan kyk, waar begin dit? En die Heilige Gees begin al heel in die begin. In Genesis lees ons van die Heilige Gees. Ons lees die Gees van God het oor die waters gedryf. Het oor die waters gegaan. En die Griekse woord, die Hebreëse woord wat ons daarso kry, nie die Griekse woord, die Hebreëse woord wat ons daarso kry, is ruach. So dis hy ruach, hy is daar in die keel, ruach, en as jy hom gaan vertaal, dan beteken dit eintlik energie. So dit is 'n energie wat beweeg. Nou, dit is ook dieselfde woord wat hulle gebruik vir die energie wat die wolke beweeg en die blare laat beweeg. Ons noem dit die wind. Dit is die wind wat dit beweeg. Dit is ook as jy asemhaal, so daarby is haal geasem in en uit, en in en uit. Daai asem, daai energie is ook die ruach. Dit is dieselfde beskrywing wat die Bybel die Heilige Gees mee beskryf. Die wind en die asem is daar dieselfde. Die asem wat die lewe gee en die wind wat kragtig en sterk kan wees. Dit is die Heilige Gees wat die Bybel verduidelik. En dit is wie die Heilige Gees in ons lewe is. En onthou dat ons praat van 'n drie-enige God. En as jy nie mooi verstaan wat is die drie-enige God nie, ons praat van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hulle is nie drie verskillende gode wat ons aanbid nie, maar dit is een God wat ons aanbid, met drie verskillende forme, as mens dit so kan noem. En hoekom ek sê forme is, omdat ek dit vir julle so wil verduidelik, dat as jy water vat, dan het jy water, en as jy dit vries, dan is dit ys, en as jy dit warm maak, dan stoom dit op. So, water, ys en stoom is dieselfde ding, dis net in verskillende forme. En dit is hoe mense die drie-enige God kan verduidelik. Dieselfde, net in verskillende forme. God die Vader, God die Seun, wat die visible image van God was hier op aarde, en toe het Jesus opgevaar en hy het Heilige Gees gestuur, wat nou tussen ons beweeg, saam met ons beweeg, en wat ons lei, en wat die lewende waarheid is. En ek wil net hierdie gedagte met julle los oor die Heilige Gees, is dat toe Jesus gesê dat hy gaan die Heilige Gees stuur, het hy gesê dat wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en julle sal my getuienisse wees in Judea, Samaria, die uiterste van die wêreld. Julle sal my getuienis wees, en julle sal krag ontvang. In hierdie tyd waarin ons onsself bevind, is dit die Heilige Gees wat vir ons die krag gee om vorentoe te beweeg. Dit is die Heilige Gees wat ons die krag gee om sy getuie te wees. Hy sê nie julle sal dalk my getuienis wees, hy sê julle sal my getuie wees. Want as die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en mense sal in julle sien. Kan julle ons jeugse visie onthou? Ons jeugse visie sê, laat julle lig so skyn dat die mense julle goeie werke kan sien, ons werke deur die Heilige Gees, en die Vader kan verheerlik. Ons is Jesus, ons is die Vader se getuienisse deur die Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees. En ek wil jou vra dat as jy 'n soeke het na die Heilige Gees, dis 'n geskenk vir jou. En is 'n geskenk vir my, en is 'n geskenk vir elke een. Die Heilige Gees is daar beskikbaar vir elke ene wat Jesus Christus bely. Elke een van God se kinders ontvang die Heilige Gees. En wanneer jy vanaand in jou kamer ingaan, wil ek jou vra dat jy moet bid
En sê Here, ek kan nog nie in 'n taal praat nie. Ek het nog nie die Heilige Gees nie. Ek voel nie regtig die Heilige Gees. Ek weet nie wat is hierdie. Doop my met die Heilige Gees. En jy sal die geskenk van die Heilige Gees ontvang. Ons is hier vir jou en ons wil saam met jou staan en ons wil saam met jou op pad stap. So as jy gebed nodig het of as jy die Heilige Gees wil meer intens in jou lewe wil ervaar en ek wil jou aanmoedig om dit te doen want ons kan nie dit doen sonder die Heilige Gees nie. Wil ek jou vra, WhatsApp ons. Ons is baie wat saam met jou wil bid en saam met jou op pad wil stap. As jy die besluit wil neem vir Jesus Christus om hom te volg, WhatsApp ons. Ons is hier vir jou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons vandag kan Pinksterfees kan vier. Dat ons kan vas staan op die belofte van die Heilige Gees. Dat ons weet dat die Heilige Gees is vir elke een van ons beskikbaar. Dankie Heilige Gees dat u deur ons werk. Dankie vir u leiding. Dankie vir u oortuiging. Dankie vir die krag wat ons ontvang sodat ons getuies kan wees daar buite. Ek bid vir elke persoon wat kyk dat wanneer hulle die behoefte in hulle harte het om gedoop te word met die Heilige Gees, wanneer hulle behoefte het in hulle harte om meer en meer te ervaar van die Heilige Gees, dat wanneer hulle in hulle kamers ingaan, hulle binnekamer hulle deur toemaak en hulle u aangesig soek, dat hulle u sal ervaar soos nog nooit tevore nie. Dankie Here, dat u oor elke jong mens is en elke persoon wat kyk. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen, amen, amen. Laat weet ons wat is jou experience, stuur vir ons julle getuienisse, ons wil graag van julle hoor. Baie dankie. Wow, wow, wow. Daai preek en daai worship het my sommer nou warm geword. Ek hoop julle verstaan nou beter wat Pinkster is en oor die Heilige Gees. Ons moet nou smag om die Gees elke dag in ons lewens te soek. Ons moet hom soek en ons moet hom aanvaar. Die Pinkster was 'n groot celebration. Dit was soos 'n party. En hulle het lekker geëet en het lekker saam gekuier. So vanaand gaan ons kyk wat ons tieners se gunsteling snacks is vir 'n party en vir kuier. Kom ons kyk. Hi julle, laat ek vir julle wys wat is my favourite party snacks. Eerste ding ons op die lys is die cheesy snacks. Baie lekker en dit bietjie baie kaas in, maar ja. En tweede ding is hierdie lekker oranje sweeties. Ek het die naam vergeet, maar dis dit en 'n lekker systokkies of so en lekker bietjie coke langs die kant om alles af te was in dit. Ek gaan vir julle vandag wys hoe om 'n microwave koek te maak, sommer vinnig en easy. Anneke geniet haarself met die oorblywende mixture daar. En time for the big reveal. Tadaa! So my gunsteling nagereg om te maak en te eet is koekies. Ja, hierdie is 'n suikerkoekie en dit is in my opinie, is dit die maklikste koekie om te maak. En is ook die maklikste resep om te maak. Hallo! So julle het gevra, wat is my snack, my party snack? So ek het chocolate smeer. Jy kan self chocolate gebruik en dan maak jy dit warm. Jy mix. Mos en mix. Dan mix jy Kellogg's saam met dit. Behalwe dat ek so baie mors. Haal ons dit uit die prentjie uit. En dan squish jy dit en jy crunch dit. Totdat jy lekker juicy en yummy is. Daar's hy en dan gaan jy dit yskas toe vat en daarna kan jy dit so met jou hande vat en eet. Wow! Sorry, ek is nou so lus vir daai chocolate koek, nê. En 'n Coke aan die kant. Nou vir die mense wat die hele video al gewag het, is baie dankbaar dat jy nog hier so is. Links of regs, wat se unicorn was die regte een? Vir almal wat links gesê het, julle is ongelukkig verkeerd, want regs was die regte antwoord. Baie geluk aan almal wat dit gesê het.
Nou die kompetisie vir vanaand was om Disney se gunsteling chef te soek. Vir die wat nie geweet het nie, dis Remy van Ratatouille. Nou julle moet tel hoeveel keer hy in die hele video opgekom het. En die eerste persoon wat vir ons WhatsApp gaan die kompetisie wen. Good luck aan almal. Nou voordat ons ongelukkig moet totsiens sê aan mekaar weer eens, gaan Annika vir ons afsluit. Dankie vir almal wat vanaand ingeskakel het. Sluit asseblief die oë. Dankie liewe Heer dat ons vanaand bymekaar kon kom in U se groot en heilige naam alleen. Asseblief help ons hierdie moeilike tyd wat Suid-Afrika nou deurgaan en ons weet U is altyd daar vir ons, want U is ons herder. Asseblief vergewe al ons sondes en ons bid dit in U se groot en heilige naam alleen. Amen. Gooi kook terug, gooi sin toe.